Alright, so allemaal reg en die maag vol en die geheue weer fris en al die goeders. Kom ons hoop so. Alright. So, julle sal onthou ek het vir julle gesê vir elke koper is daar 'n verkoper. Alright, dis baie belangrik. So vir elke koper is daar 'n verkoper, maar wat nou gebeur is, kom ons sê dis Desember en ek het 'n kontrak vir Julie. Alright, so dis Desember en ons gaan Julie toe. So wat ons nou het is, enige tyd in daai tydperk kan ek my kontrak gaan toemaak. So kom ons sê Maart maand besluit ek wil my kontrak toemaak. Wat gebeur dan nou met die ou aan die ander kant? Alright. Nee, dis onthou ek het gesê elke dag begin hy op 'n nuwe basis. Nou vir my om uit die kontrak uit te gaan, moet daar mos nou weer iemand anders inkom. So kom ons sê ek het 'n verkoopkontrak gehad. Beteken dit mos om hom toe te maak moet ek hom koop. So met ander woorde, iemand anders moet hom mos aan my verkoop. So daai ou wat hom aan my verkoop, vat eintlik weer my posisie in teenoor die ander ou. En dis hoekom dit die heeltyd presies dieselfde is en dis hoekom ons elke dag die dag afsluit. So jy begin elke dag op 'n nuwe basis. En elke dag aan die einde van die dag sê jy het jy winste gemaak en het jy verliese gemaak. Is bloot daaroor dat die mense kan ruil tussen mekaar. En nou daai proses wat ons die mense so ruil, noem ons innovasie. Alraai, so hulle reg met dit. OK. Dan, die oomblik wanneer ons 'n kontrak aangaan, betaal ons 'n marge. Julle sal onthou ons het gepraat van die marges. Daai marge noem ons soos basiese deposit. So ek betaal 'n bedrag geld om te kan trek. Right, so vir elke kontrak moet ek 'n bedrag geld inbetaal. So dis 'n deel in daai dokumente wat ek vir julle uitgedeel het, daai kontrakspesifikasies, sê hulle wat's elke produk se aanvangsmarge. Right, so jy moet 'n aanvangsmarge, in Engels initial margin, jy moet 'n aanvangsmarge betaal en dis jou deposit, hulle noem dit ook 'n good faith deposit. So basies wat dit is, as jy nie jou verpligting nakom nie, dan vat hulle daai geldjies om jou verpligting na te kom. So daai geld moet altyd in jou margerekening wees. Daar mag nooit minder as daai bedrag in wees gegee jou aantal kontrak. So mag nooit minder as dit in wees, dit moet altyd in jou rekening wees. Die margerekening waar daai geld inbetaal word, werk soos 'n normale bankrekening. Hy kry rente op hom. Die rente is bietjie minder as 'n normale bank se rente, maar jy kry rente op daai geld, so dis nie dooie kapitaal wat daar lê nie, jy kry darm bietjie geld op dit. Alraai, so almal moet 'n aanvangsmarge inbetaal. Het sy of jy 'n verkoper of 'n koper is, almal moet 'n aanvangsmarge betaal. Alraai, so jy reg met dit. OK. Dan het ons 'n ding wat ons noem 'n kalenderspread, ons gaan bietjie later daarby kom, môre gaan ons bietjie meer oor spreads praat. Basies wat 'n kalenderspread is, dis die verskil tussen twee futures maande. Alraai, so dis die ver maand minus die naby maand en dan kry jy jou spread. Op die stadium sê hulle sien dit, kom ons vat, ons sê Julie maand minus Mei. So julle sien dat dit op die stadium 'n negatiewe een is. Mei se prys is hoër as Julie se prys. Alraai, so dit is ons spread wat ons het. Dis basies die verskil tussen twee maande. Nou ek sal môre 'n bietjie meer vir julle verduidelik hoe werk daai spread gedeelte. Dan het ons 'n variasiemarge. 'n Variasiemarge in plain simpel Afrikaans is my wins en verliese. Alraai, my variasiemarge is my wins en verliese. So aan die einde van die dag, as my variasiemarge negatief is, beteken dit ek moet geld inbetaal. As my variasiemarge positief is, beteken dit ek kry geld. Alraai, so ek gaan nou vir julle daai mooi verduidelik. Dan het ons 'n retain margin. 'n Retain margin is wanneer daai lid bietjie ongelukkig voel en voel, hy ken jou nog nie so goed as 'n kliënt nie, of hy weet nog nie lekker hoe jy nie, dan vra hy 'n retain margin. Met ander woorde, dis die aanvangsmarge plus nog 'n bietjie. Alraai, die aanvangsmarge is vir die JSE doeleindes en die res van daai marge is net om homself te dek. Alraai, so hy vra jou 'n ekstra bietjie in om bietjie meer sy beskermingsbasis vir hom bietjie groter te maak. Alraai, dis die retain margin. So dis die aanvangsmarge plus nog 'n bietjie wat hy op besluit hoeveel hy dit wil hê. Alraai, is julle reg met dit?
Alright, nou tot en met April 2009 het ons 'n ding wat ons noem 'n first delivery day. Nou, ons het nou gepraat oor die kontrakmaande en die kontrakmaande dien as vervaltydperk. So as ek 'n Julie kontrak het, beteken dit in Julie maand gaan daai kontrak verval. En in Julie moet ek lewering doen van daai kontrak. Het sy of ek moet ontvang, of het sy ek moet gee. Nou wat gebeur is as jy fisies deelneem in die mark. Met ander woorde, as jy fisies vat of jy lewer fisies af, werk dit in 'n 2-dag proses. Nou hoe die aflewering werk is, jy gee eers kennis dat jy wil aflewer. Die eerste dag jy kennis jy wil aflewer en dan mag jy eers die tweede dag aflewering doen. So jy moet eers kennis gee en dan aflewer. Nou die eerste afleweringsdag is die eerste besigheidsdag van die vervalmaand. Gaan dit weer herhaal. Die eerste besigheidsdag van die vervalmaand. So as ons 'n Julie kontrak het, die eerste besigheidsdag in Julie is my eerste afleweringsdag. Alright, so dan mag ek aflewer. Alright, so julle almal reg met dit. Say again. Ja, it can be a farmer depending on who's got a contract. So that's if you want to do physical delivery. Remember what we said, not a lot of people do the physical delivery. But if you want to do the physical delivery, you must do it in a 2-day process. First you must give notice and then you can deliver. And yeah, everything in the same time. Alright, because you get silo certificate as you deliver into the silo, and then you give that silo certificate as a delivery. Alright. Is julle reg met dit? Alright. So wat gebeur is, tot en met April 2009 op my eerste afleweringsdag, wat nou natuurlik die eerste dag in my vervalmaand is, die eerste besigheidsdag. Op daai dag wat gebeur het, is limiete het weggeval. So met ander woorde, daar's niks meer limiete nie, so die risiko was hoër en het gemaak dat pryse na mekaar toe kan beweeg. En wat dan ook gebeur het, is jou aanvangsmarge het groter geword. So dan word jou aanvangsmarge na 25 tot 36% van jou kontrak se waarde moet jy aanvangsmarge inbetaal. Alright, so dan het jou aanvangsmarge ook gelig, wat beteken jy moet 'n groter deposito hê want die risiko is nou groot. Nou baie belangrik, futures verval die 8ste laaste besigheidsdag. So die 8ste laaste besigheidsdag van Julie verval daai futures kontrak. Alright. Nou as hy verval het en jy het nie daai kontrak toegemaak nie, dan moet jy 100% inbetaal. So dan moet jy daai hele waarde van daai kontrak inbetaal. So dan sit, kom ons sê R2000, dan sit 100 maal 2000, dan gaan dit R200 000 wees wat jy moet inbetaal. As jy dit nie inbetaal nie, kom sien so ou met 'n swart pakkie. En dan beteken dit jy moet vinnig geprokureer kry en allerlei ander goedjies. Alright, julle reg met dit? Alright. Van Mei 2009 af het hulle dit verander en hulle het 'n ding ingebring wat ons noem die first position day. Die eerste posisiedag. Nou die eerste posisiedag is 2 besigheidsdae voor die vervalmaand. Alright. So 2 besigheidsdae voor die vervalmaand kry ons die eerste posisiedag. En wat in die eerste posisiedag gebeur is, dan verval die limiete en dan lig ons aanvangsmarge. So wat hulle gedoen het is, hulle het hom al net voor 2 dae voor die vervaldatum geskuif, dat die ouens se risiko groter word, dat hulle voor die vervalmaand al hulle kontrakte toemaak en nie wag om in die vervalmaand te gaan. So hulle het hulle self net 'n bietjie groter spasie gegee om bietjie risiko uit die mark uit te haal. Alright, is julle reg met dit? Alright. Dan as jy likwideer, wat dit beteken is presies wat dit dieselfde is as in 'n besigheid. As jy in 'n besigheid likwideer, dan maak jy alles toe wat jy het en jy sê, "Oh, kom ons call it quits." Nou, likwideer en futures werk presies dieselfde. Jy maak al jou posisies wat jy het, maak jy toe. Dat jy geen oop posisie meer het. Offset is net om kontrakte toe te maak. Maar likwideer is om al jou posisies toe te maak, dat jy 'n 0 posisie het in die mark, dat jy geen posisie oor het. Alright, is julle reg met dit? Dan het ons 'n mark to market. Wat die mark to market is
Die maak-toe-maak is 'n 5 minute gemiddelde prys wat hulle op 'n geweegde gemiddelde gaan bereken. Nou wat daar gebeur is, as ons gaan kyk, kom ons sê limiete is R100. Wat die ouens baie keer doen is, jy kan kyk op die skerm, dat's almal hierso sê nou maar op 2000, 2020, 2030. En die volgende oomblik sien jy hier's 'n ou sommer op 2100. Nou dis nie omdat daai ou mal is nie. Wat daai ou doen is, hy doen dit as prys. Hy sit daai prys daar as prys. Want wat gebeur is, jy kry 'n jong tradertjie. Hy kom, hy leer om te trade, hy sit daar en die volgende oomblik druk hy per ongeluk verkeerde knoppie in. Daar gaan daai R2100 weer. Nou sit jy. Wat jy kan doen is jy bel die JSE, jy sê vir hulle luister, daai transaksie wat deurgegaan het is nie die regte transaksie nie. Dit was per ongeluk 'n vingerfout gewees. Dan kan wat hulle dan doen is hulle bel die ou aan die ander kant en hulle weet wie die transaksie gevat en hulle vra vir hom luister, kan ons die transaksie revert? En ek kan julle beloof 100% van die tyd sê dat kry vir jou 'n wakkerder trader. Want dan het daai ouens geskor met daai groot beweging. Nou wat gebeur is die 5 minute gemiddeld bewegende gemiddeld wat ons gaan of geweegde gemiddeld wat ons gaan vat is om te sê die 6 kontrakte wat R2000 getrade het dra 'n groter gewig as die 1 kontrak wat R2100 getrade het. Want daai R2100 is nie 'n ware weerspieëling van die mark. Dis 'n uitskieter. Alraai, so hulle vat 'n geweegde gemiddelde en hulle vat 'n 5 minute basis gemiddeld wat hulle dan gaan uitwerk. Dis net om vir ons te sê wat is die ware prys in die mark. Dat 'n ou nie die uitskieters het wat die mark teen mekaar kry. Alraai, so julle reg met dit. Kan julle sien 'n ou kan nie regtig die mark manipuleer nie, want dit is al die goed wat daai goed keer dat 'n mark nie gemanipuleer kan word. Alraai. Okay, so hoe werk ons aanvangsmargerekening? Hoe werk die hele storie? Nou hier kan julle sien, daar het ons 'n verkoper en daar het ons 'n koper. Alraai, so ons het albei die ouens wat deelneem in die mark het ons hierso. Op 2 April was die prys R1500, hulle het verhandel. So wat gebeur het is die verkoper, hy moes sy R11000 aanvangsmarge inbetaal het. So daar kan julle sien sy margerekening is R11000. Die koper, hy moes ook 'n R11000 inbetaal het, so albei van hulle lê op 'n R11000 basis. Alraai, is julle reg met dit? Nou kom die dag, die 3 April, einde van 3 April, is die prys nou R1540. So met ander woorde, die prys het nou met R40 gestyg. Nou as ek 'n verkoper is en ek het verkoop teen 1500 en ek moet terugkoop teen 1540, het ek geld gemaak of geld verloor? Ek het verloor. Hoekom? Want ek het goedkoop, verkoop en ek het duur teruggekoop. Alraai. So ek het geld verloor want ek het verkoop vir 1500 en nou koop ek daai selfde ding terug vir 1540. Alraai, is julle reg met dit? Alraai, maar baie belangrik sal julle nou sien, dit is R40 per ton. So met ander woorde, ek het R4000 verloor, want dit is 100 ton in die geval. So ek het R4000 verloor. Baie belangrik, hulle kan nie nou daai R4000 uit my deposito uitvat. Want daai deposito geld moet altyd daar bly. So ek moet R4000 uit my Absa of Standard Bank of wat ook al rekening moet ek gaan trek en daar inbetaal. Nou dit noem ons 'n margin call. Nou 'n margin call is iets wat jy nie wil hê. Want dit beteken jy geld verloor. Alraai, so daai oue R4000 wat hy moes inbetaal het. Hy het R4000 inbetaal, maar kan jy sien sy rekening bly op R11000. So waartoe gaan daai R4000? R4000 gaan na die koper. Hoekom? Want die koper het gekoop teen 1500 en hy verkoop teen 1540. So hy het R4000 'n ton gemaak. Alraai, almal reg met. So daar kry hy sy R4000, daar kan julle sien is sy margerekening nou R15000. Alraai, is julle reg met dit? Nou kom ons by die 4 April. Die prys beweeg van 1540 na 1510. So met ander woorde, dit was 'n R30 daling.
So nou het die verkoper weer R3000 gemaak en die koper het R3000 verloor. So nou sê hulle sien nou daai ou se rekening met R3000 gestyg. Hierso sê hulle sien die ou hoef niks in te betaal. Hoekom? Want hy het meer as die aanvangsmarge in sy rekening. So hulle vat net die R3000 uit sy rekening uit, so hy het R12000 oor in sy rekening. OK, daar gaan ons na die volgende dag toe, hy weer R30 gedaal. So dis weer R3000 wat die ou kry, so hy kry 17000 het hy op sy rekening. Hierdie ou verloor weer R3000, hy hoef net R2000 in te betaal, want hy het nog R1000 spaar in sy rekening. Alright, so hy betaal die R2000 in, daar het hulle die kontrak toegemaak, so as ons nou gaan kyk op die einde van met April die 6de, wat het daar gebeur? Hy kry sy aanvangsmarge terug, so hy kry sy R11000 terug, so met ander woorde, daar is dan R6000 oor, hy het R4000 inbetaal, so met ander woorde, hy het R2000 wins gehad. Hierdie ou aan die kant, hy het net sy aanvangsmarge wat hy terugkry, hy het R2000 inbetaal, so met ander woorde, hy het R2000 verlies. Maar kan jy sien, die ding bly die hele tyd in balans. Waar die een wen, verloor die ander. Alright, sê hulle reg met dit? Hulle gaan dit vir julle in die eksamen vind. Alright, hulle gaan vir jou een van daai iewers gaan hulle 'n ding uitlos, of vir jou sê, alright, sê vir my wat is dit? Alright, so dan moet jy gaan bereken of jy oor wins of jy 'n verlies gaan. Die vraag wat jy jou afvra, as ek 'n ding koop en ek verkoop hom, wat gebeur? So as ek 'n verkoper is en ek verkoop vir 15.10 en ek koop terug vir 14.80, het ek geld gemaak of het ek geld verloor? Dis al wat jy hoef af te vra, dan gaan jy dit kry. Volgende ding wat jy moet vra is my aanvangsmarge genoeg daar? So in die geval was my aanvangsmarge R11000. As ek 2 kontrakte gehad het, wat sou my aanvangsmarge gewees het? Dan sou dit R22.000 gewees het. En dan sou ek daar nie R3000 gemaak het nie, maar R6.000. Is julle reg met dit? Dis redelik maklik, so dis 'n vinnige puntjie as die vraag kom en hy kom. Hulle vra elke vraag stel. Is julle reg met dit? Enige vrae is? Alright, die probleem hierso met die hele stelsel is 'n ding wat ons noem gearing. En wat dit beteken is, julle kan sien hierso, hierdie was 100 ton en die mielies het R1500 gekos. So 100 ton maal met R1500 is R150.000. Is ek reg? Ja, is R150.000. So met ander woorde, ek het met R11.000 het ek 'n ding gespeel met waarde van R150.000. So dit lyk baie nice, want dit is 'n groot ding, R150.000 en ek het net R11.000 nodig. So dit vat min geld om met baie geld te werk. Maar waar kom die probleem? By die variasiemarge. Die variasiemarge werk nie in 'n kontrakbasis nie, hy werk in 'n tonne basis. So wat gebeur is, die ouens gaan en sê, jy die aanvangsmarge is net R11.000, so ek het net R11.000 nodig om hierdie kontrak te speel. Maar jy het meer as dit nodig, jy het baie meer as dit nodig. En jy het kontantvloei nodig. Want wat gebeur is, kom ons gebruik die voorbeeld, kom ons sê, daai ou het nou net R11.000 gehad. Dit het beteken, aan die einde van April die 3de, moes hy R4.000 by sy skoonpa gaan leen het, om in te betaal, en hy het daai kontrak toegemaak en gesê, ek slaap. Maar wat het gebeur? Die pryse het gedraai en hy het geld gemaak van dit. So as hy daai kontantvloei gehad het, as hy daai ekstra R4.000 gehad, het hy R2.000 op die ouend van die dag gemaak, maar omdat hy nie kontantvloei gehad het nie, het hy R4.000 verloor. So dis baie belangrik met futures, is 'n ou moet cashflow. Jy moet genoeg cashflow hê. As jy nie genoeg cashflow het nie, dan beteken dit jy gaan nie jou proses kan deursit. Alright, jy is reg met dit. Are you fine with it? Alright. What gearing is, it means that I only need a small amount of money to play with a large amount of money. Right? Because I only need, in this case, R11,000
to play with money worth 150,000. Right, but the problem with that is that your variation margin is not in a contract basis, it's in a tonnage basis. So your variation margin can easily catch up with you. So you need a lot of cash flow to make sure that you can go through the process. Right. So the reg met dit. Alright, hierdie is maar net die verskillende aanvangsmarges. Dit is als in daai blaaie wat ek vir julle gegee, die nuus. Julle kan gaan kyk daar, hulle gee dit vir elke produk. Hulle sê wanneer jy in first position day ingaan, hoeveel styg daar marge, so julle kan gaan kyk daarna, daai goed. Hierdie is oues, dis maar net om vir julle te wys al die verskillende goed waarna hulle kyk. So julle sal sien, daar is die eerstes en dan is dit die first position day, wat hulle kan sien wat al daai goeder styg. En dan natuurlik in die geval, as jy tot op verval, met ander woorde die 8ste laaste besigheidsdag was, dan beteken dit jy sou daar volle 150,000 rand moes inbetaal. Alraai, in plaas van 'n 4,000 rand sou jy 150,000 moes inbetaal. So 'n ou moenie jy moet op die bal met die goed wees. Gelukkig hulle laat weet jy. En sê jy het 'n futures wat baie naby aan verval is en jy weet dit ook baie vinnig omdat die limiete verval. En omdat jy daar verhoogde aanvangsmarge. So die kans dat jy van hom vergeet is relatief skaal. Opsies is makliker om te vergeet. Alraai, is julle reg met dit? Alraai, so hierso kan julle sien is al ons kalenderdae. Dit hoef julle daarom nie uit julle kop uit te ken nie. Hulle vra dit, maar hulle gee dit ook vir julle in die formuleblad. So jy hoef dit daarom nie uit jou kop uit te ken nie. Wanneer verval hulle 12 uur die middag, 8ste laaste besigheidsdag verval futures. My eerste posisiedag is die 2 dae voor my eerste afleweringsdag. My eerste kennisgewingdag is 'n dag voor my afleweringsdag. Eerste afleweringsdag. So daar is first notice day, last notice day. Last notice day is die tweede laaste besigheidsdag van die maand. Vervalmaand. Eerste afleweringsdag is die eerste besigheidsdag van die maand, laaste afleweringsdag is die laaste besigheidsdag van die maand. En dan baie belangrik by die mense die mekaar maak, is die opsie vervaltyd. Opsies verval, die 5de laaste besigheidsdag van die vorige maand. So as ek 'n Julie kontrak het, verval opsies die 5de laaste besigheidsdag van Julie. Nou dit vang baie mense omdat hy verskil van futures en dan vergeet hulle van hom en dan sal hulle oë uitvee kan hulle niks meer met hom doen. So dis baie belangrik hierdie. Hoef julle nie te leer nie en dan gee dit vir julle in so 'n formaat in die formuleblad. So hierdie prentjie wat julle hier sien is presies net so daai fotootjie in die formuleblad. So ou kan daarom gaan kyk waar lê wat. Dis ook 'n vraag wat hulle vir julle kan vra. Dan gaan hulle vir jou spesifieke datums gee en sê wanneer is wat. So julle reg met dit. Maak seker dat julle weet wanneer is futures maande en wat is spot maande. Futures maande is Maart, Mei, Julie, September, Desember. Alraai. Maart, Mei, Julie, September, Desember. Okay, so julle reg met dit. Alraai. Nou gaan ons kyk hoe lyk verskansing. Gaan blaai in julle boeke. Na aan die agterkant, dit sal relatief aan die agterkant van die boek wees. Julle sal sien dis sulke tabelle. Dit lyk so. Alraai, daar boop sal staan example 1, no price movements producer. Alraai, het julle hom. Boop sal staan on top of it will be example 1, no price movements producer. Die
If you don't have it, just page to the front and you'll get it. Alright, het julle hom. Almal reg met hom. Alright. Nou wat ek vir julle gaan wys is, ek gaan vir julle wys hoe werk 'n fisiese verskansing. Nou as ons praat van verskansing, wat kan julle onthou het ons gesê is wat doen ons met verskansing? Ons het 'n fisiese kant en ons het 'n futures kant. Wat ons in die kant doen, doen ons die teenoorgestelde in die kant. Alraai. Nou dis nou wat ons nou fisies vir julle gaan wys. As die rekenaar ons toelaat om dit te wys. Alraai, kan julle daar op die bord sien? Hy is daarom voor julle in die boek ook is presies dieselfde. Alraai. So hierdie, daai gedeelte wat ek nou gehighlight het, dis my fisiese gedeelte. Alraai, dis my fisiese gedeelte. So dit is waar fisiese milies is. Alraai, julle reg met dit. Daai gedeelte is my futures gedeelte. Alraai, so dis waar my futures is. OK, nou hierdie is 'n produsent se voorbeeld, so dit is tipies 'n boer se voorbeeld. So 'n boer wil hom met verskansing wil hy hom beskerm teen ongunstige prysbewegings. Wat is 'n ongunstige prysbeweging vir 'n boer? Dis is pryse daal. Alraai, so hy wil nie hê pryse moet daal. OK, in die geval gaan ons glad nie pryse laat beweeg nie. Ek wil julle net eers aan die konsepte gewoond maak. Alraai. Nou wat ons noem is ons sê 'n boer is natuurlik lank. Alraai, kan julle onthou wat's lank? Lank is 'n ou wat koop. So 'n boer is natuurlik lank. Nou wat dit beteken is, hy's in 'n natuurlike koopposisie. Wat ons daarmee sê is hy moet mos eintlik milies aangekoop het om later te verkoop. Alraai, is julle reg met dit? Maar dis nie 'n fisiese transaksie om die milies te koop. Want hy het mos nou eers saad gekry en hy het hom eers groot gemaak en al daai goed. Maar dis 'n natuurlike posisie. So hy's in 'n natuurlike koopposisie want hy wil graag later die goed verkoop. Alraai, is julle reg met dit? So he's in a natural long position because he have the maize that he wants to sell later. So he wants to go short at a later basis. So it's not a physical transaction, it's a natural transaction. Alright, is julle reg met my midde? OK. So daar sê ons nou, kom ons sê dis Oktober maand, hy het nou geplant en hy dink eers die pryse is gunstig, hy wil graag pryse vasmaak. Alright, so hy besluit hierdie pryse is vir hom gunstig, teen hierdie pryse maak hy geld, hy wil pryse gaan vasmaak. Alright, so hy's natuurlik lank, 100 ton, so hy het 100 ton wat hy wil vasmaak, die prys tans is R1100, so eintlik mos wat dit beteken as hy natuurlik lank is dit mos R110,000 wat eintlik uitgevloei het. Alright, julle reg met dit? Alright, maar onthou dit is nie 'n fisiese transaksie, dis 'n natuurlike transaksie. Alright, nou hoe gaan maak hy prys vas? Ons het gesê hy gaan doen die teenoorgestelde in die futures. So as hy natuurlik lank in die fisies is, gaan hy gaan kort in die futures. So hy gaan verkoop futures op presies daai selfde dag. Alright, so kom ons gaan daartoe. Daar is ons by stap 2. Daar kan julle stap 2 sien, daar het hy futures gaan verkoop, dieselfde hoeveelheid, dieselfde prys, en daar kan julle sien, is dit nou 'n kontant invloei van 110,000. Alright, is julle reg met dit? Alright, so nou het hy dit gedoen, nou moet hy net boer, en hy moet sorg dat hy al die tonne mate inkry. So nou gaan boer hy, kom ons sê dit raak nou Julie tyd, dis nou leweringstyd, wat hy nou gaan doen is, hy gaan verkoop het nou in die fisiese mark. So hy gaan verkoop nou daai milies fisies aan iemand. Hy kry daai R1100, so hy kry sy 110,000 terug. So daar is hy nou gelukkig. In die geval het die pryse niks beweeg nie, so hy smile al, hy is 100% reg. Maar hy moet mos nog sy futures posisie gaan toemaak want daai ding gaan verval. Alright, so dan gaan ons na stap 4 toe. Daar is stap 4.
Hy gaan, as hy mos 'n kort hier gehad het, moet hy lank gaan hier. Alright. So sy futures posisie is toe. So basies, wat het ons gedoen? Kom ons gaan kyk. Kan julle sien, daar het ons gekoop, 1, 2 het ons verkoop. Kan julle sien, hulle is teenoor mekaar, teenoorgestel. Daar het hy verkoop, daar gaan hy en hy gaan koop terug. Kan julle sien, is die teenoorgestel. Alright. So uit homself nou verskans. Maak nie saak waantoe die pryse beweeg nie. Hy kry die prys waarvoor hy vasgeteken. Alright, is julle reg met dit? Ok, nou kom ons laat die pryse bietjie beweeg. Julle gaan nou 10 teen 1 vir my sê, ja, stryd om die kans dat pryse presies dieselfde gaan bly is amper 0. Alright. Nou, julle kan dit of saam met in stappe volg, of ek gaan net vir julle die laaste een wys. So ek gaan net vir julle die laaste ene wys, dat julle nie de mekaar raak. Alright. Nou daar is ons volledige voorbeeld. So daar kan julle sien, dit was Oktober 2009. Ek's 'n boer, soos ek 'n boer is ek natuurlik lank. Alright, is julle reg met dit? So op daai datum Oktober besluit ek wil prys vasmaak. Ek dink die prys is alright. Ek wil prys vasmaak. Die kans dat die prys nog verder gaan daal is relatief goed. So kom ons sê dis 'n boer vandag. As ek 'n boer is, het ek redelik prys vasgemaak. Want die prys gaan daal. Alright. So daar's die prys 100 ton teen R1100. So hoe gaan maak hy prys vas? Hy gaan doen die teenoorgestelde in die future. So as ek natuurlik lank in die fisiese kant is ek kort in die future. So hy gaan kort futures. Met ander woorde, hy gaan verkoop presies dieselfde tonne mate, die prys is presies dieselfde. So hy het R110,000 invloei. Alright, is julle reg met dit? Alright, nou kom leweringstydperk. Hy het dit geoes, hy wil dit lewer. Hy gaan en hy gaan verkoop in die fisies in die mark. Maar nou en toe in die mark gaan verkoop, nou die prys gedaal van R1100 na R1000 toe. So nou kry hy net vir sy milies R1000. Want hy verkoop dit fisies vir R1000. Alright. Maar gelukkig het hy prys vasgeteken. So wat moet ons gaan doen? Ons moet ons futures posisie gaan toemaak. So ons het hier verkoop, so ons gaan koop terug. So wat dit beteken is, ons gaan verkoop vir R1100. Ons koop terug vir R1000. Met ander woorde het ons geld gemaak of geld verloor. As ek 'n ding verkoop het vir R1100 en ek koop hom terug vir R1000, het ek R100 per ton gemaak. So met ander woorde, ek het R1000 van my milies in die fisiese mark gekry en ek kry nou R100 per ton in die futures mark. So ek R1000 plus R100 sit, op wat se prys kom ek uit? R1100. Teen wat se prys het ek vasgeteken? R1100. Alright. So kan julle sien, ek het eintlik in die fisiese mark, het ek eintlik R100 per ton verloor. Maar daai R100 per ton wat ek verloor het, het ek in die futures opgemaak. Hoekom? Want ek het die teenoorgestelde gedoen in die futures. Wat ek hier R100 verloor het ek hier R100 gewen. En dis verskansing met futures. So eenvoudig soos dit. Alright, so hoe werk dit nou in praktyk? Nou dis nou hier wat baie mense nie verstaan. Want wat nou gebeur is, nou styg die prys. Maar die boer het hom vasgemaak. So met ander woorde, nou is die fisiese mark se prys R1100, maar hy kry net R1000. Wat gebeur dan? Dan sê ouens kwaad vir die hele wêreld en sê, maar julle steel R100 per ton by my. Maar dis nie die waarheid. Hoekom? Want omdat hy in die fisies R100 gemaak het, beteken dit in die futures moet hy R100 verloor. So daai R100 per ton wat hy daar wegvat, gebruik hy om die futures te betaal. Alright. Nou hoe werk dit in praktyk nou? Hoe werk die hele stelsel? Die fisiese kant hierdie is 'n forward kontrak. Right, so wat gebeur is, die graanverkryger gaan na die boer toe. Hy sê vir hom, oom Piet, ek wil by jou milies koop. Hulle doen 'n transaksie, hulle skryf 'n kontrak en sê, dis reg, jy gaan 100 ton kry
Wat hy doen is die graanverkryger, hy bel die trader en hy sê vir hom, kyk vir my, watse prys kan jy vir my kry? Die trader bel hom terug en sê, luister, ek kan 'n prys van R1100 kry. So hulle teken 'n kontrak vir R1100, die boer teken daai kontrak, almal is gelukkig. Wat gebeur nou aan die agterkant? Aan die agterkant, die trader gaan en hy gaan verkoop futures vir R1100. Want hy moet daai kontrak hedge. So kom dit strooptyd, kom die boer, hy lewer die mielies by die silo, Senwes vat daai mielies, hulle het dit, al wat hulle doen is hulle gemaak daai futures toe, en hulle maak die balansering, die rekonsiliasie tussen die twee, en die boer kry sy prys waarteen hy kontrak vasgeteken. Alright, so, wat baie van die verwarring in die mark kom is omdat hulle nie weet dat daai futures gebruik word nie, want boere sien nie die forward gedeelte, hulle sien glad nie die futures gedeelte. Nou wat is die voordeel hier? Die voordeel hieraan is, as ek as boer self verskans het, met ander woorde, ek het self futures gaan verkoop, beteken dit, ek moes van Oktober maand tot Julie maand daai kontantvloei gedra om daai ding te kan doen. Maar wat nou gebeur is, omdat ek hom deur Senwes vasteken, dra Senwes daai kontantvloei vir my. Dit kos Senwes nie geld nie, al wat dit gebeur is, dit moet net, hulle moet genoeg kontantvloei hê om die ding deur te dra. Want wat gebeur is, die fisiese gedeelte dra mos die verliese van die futures. En die futures dra weer die verliese van die fisies. So daar's niemand verloor geld of maak geld. Dis net kontantvloei wat gebruik word om die geld te beskerm. Alright. Nou hoe werk dit vir die kredietouens? The credit guys, how does it work for you guys? What normally do with a credit is, in order to give them credit, they must have a certain amount that they hedge. Right, so in order to make sure that they can pay their credit back. So normally if it's banks or whoever, agribusinesses, whoever, they give them an ultimatum and say, listen, in order to give us credit, an X amount must be hedged. And how do they hedge that? They go and they sell futures. Right, so hierdie kontrak noem ons 'n vaste pryskontrak. Right, kan julle sien, futures is eintlik baie eenvoudig. 'n Verskansing is bitter eenvoudig. Right, enige vrae hier? Is julle reg met dit? Alright. Nou is die vraag, wat gebeur nou as die prys styg? Nou daar is die voorbeeld weer, dis 'n boer. Boer is natuurlik lank, so hy het weer gaan prys teen R1100. Hy het futures gaan verkoop vir R1100. Kom oestyd, toe beweeg die prys nou na R1200 toe. So hy het nou in die fisies in die mark, verkoop hy vir R1200, maar hy moet mos sy futures nog gaan toemaak. So in die futures het hy verkoop vir R1100, hy koop terug vir R1200, met ander woorde, hy het R100 'n ton verlies gemaak. So daai verlies tel ons by daai R1200. So as ons verkoop vir R1200, ons betaal R100 'n ton verlies. Wat se prys kom ons uit? R1100. En dis die prys waarteen ons vasgeteken het. Alraai, is julle reg met dit? 100%. Alraai. Nou daar's 'n blank blaai vir julle. As julle omblaai, sal julle die blank blaai kry. Nou wat julle vir my moet doen is, julle kan hom of soos ek daai stappe gaan doen, of julle kan nou net soos ek vir julle die hele tyd doen, daai laaste blokkie gaan invul. Alraai, jy's 'n produsent. Jy teken Oktober die prys vas, 100 ton teen R1100. Dan beweeg die prys na R1200 toe. Doen gou vir my die verskansing. Alright, you're a farmer, you're a producer, you fix your prices at 1,100 rands, and it's 100 tons,
And from October to July, the prices move from 1,100 to 1,200. 1,100 rands per ton is where you want to fix your prices. Kom klaar. It's both. Start with the physical and then you go to the futures. Remember, you're naturally long. So you're naturally long 100 tons at 1,100. And then you take it from there. Now you're going to, at that same date, you're going to sell futures. All right. At the same date, at the same price, you're going to sell futures. Then come harvest time, you're going to sell the physical maize. And you're going to close the futures by buying. Do you have it? Now, fixed our prices.
OK. Kom ek wys gou vinnig vir julle hoe lyk dit? Julle sal sien dis die een wat ek so pas net voor dit vir julle verduidelik het. Alraai. So ek het gekyk of julle my uitvang, maar lyk my ek het julle nog steeds bietjie gebal. Alraai, so wat ons hier het is die boer is natuurlik lank, so daar gaan hy om sy pryse vas te maak. Alraai. So daar maak hy die pryse vas want hy's natuurlik lank. Hoe maak hy pryse vas? Hy gaan doen die teenoorgestelde in die futures. So hy gaan verkoop futures. Alraai. Dit doen hy als op sy plantyd want dis wanneer hy besluit het om prys vas te maak. Nou kom oestyd, hy gaan verkoop daai fisiese mielies vir R1200. Alraai. So dis wat hy vir sy fisies vir sy mielies kry, is hy kry R1200. Maar hy moet nog sy futures posisie gaan toemaak. So hy moet nog daai verkoop moet hy gaan toemaak deur terug te koop. Hy het verkoop vir R1100. Hy koop terug vir R1200, so hy daar R100 'n ton verlies gemaak. Alraai, hierso het hy dit fisies verkoop vir R1200. So hoeveel kry hy vir sy fisiese mielies? R1100. Want hy kry R1200, hy betaal die verlies van R100, so hy kry R1100. Teen wat se prys het hy vasgeteken? R1100. En hoe werk dit als? Wat ek aan die kant wen, verloor ek aan die kant. Alraai, so kom ons gaan kyk. Hierso het ek dit gekoop basies vir R1100. Ek het dit verkoop vir R1200, so ek het R100 'n ton gemaak. Hierso het ek dit verkoop vir R1100. Ek het dit teruggekoop vir R1200, so ek het R100 verlies gemaak. So as ek daai twee bymekaar tel, is ek op 'n 0, so ek is presies waar ek was. So ek het my prys vasgeteken. Alraai, is julle reg met dit? Is julle 100% seker? Alraai. Nou julle gaan sien as julle aanblaai is daar die melenaars voorbeeld. Ek gaan nie nou die melenaars voorbeeld met julle doen nie. Alraai. Luister mooi wat ek sê in term van die melenaars voorbeeld. Ek gaan soos 'n ware ekonoom klink. Dis presies dieselfde, net die teenoorgestelde. Alraai. Dis presies dieselfde, net die teenoorgestelde. So al wat verskil is, 'n melenaar of 'n verbruiker is nie natuurlik lank nie, hy's natuurlik kort. So as hy natuurlik kort is, hoe gaan hy vasteken? Hy gaan eerste in die futures lank gaan. So hy gaan eerste futures koop. Alraai. Is julle reg met dit? Dis al verskil. So die beginpunt is net anderste. Waar ons met die produsent op 'n natuurlik lank begin het en toe kort op die futures, gaan ons nou by die melenaar en ons begin natuurlik kort en ons gaan lank toe in die futures. Alraai, is julle reg met dit? Alraai, nou as aan die einde van môre, oor 2 dae van nou af, dan gaan doen julle die melenaar voorbeeld. Alraai, dan kan julle julleself toets of julle die goed verstaan. Alraai, soos julle kan sien is dis regtig baie eenvoudig. Dis net wat ek aan die kant het, wat ek natuurlik in my boerdery doen, of natuurlik doen ek die teenoorgestelde aan die ander kant. Alraai, dis al. Okay, is julle reg met dit? Enige vrae? Ja, maar hy breek as hy 'n prys vasmaak, breek hy die hele tyd net gelyk. Want wat gebeur is, in die fisiese kant maak hy geld. Maar omdat ek die teenoorgestelde gedoen het in die futures, verloor hy dalk. Verstaan? So
So mens moet baie mooi gaan kyk, as jy met 'n produsent gaan werk, as hulle vir die produsent futures gaan verkoop het, dan is dit mos nou die teenoorgestelde. Maar as hulle vir hom gaan koop het, futures gaan koop het, dan is dit ietsie anders. Want wat gebeur dan? Wat hy hier wen, wen hy hier. Wat hy hier verloor, verloor hy hier. So as hy verloor, verloor hy dan dubbel. Alright, nou dis iets wat jy nooit doen. Want dan spekuleer jy in die hoogste graad. Want jy spekuleer met jou fisiese mielies en jy spekuleer met futures. Want jy doen nie die teenoorgestelde nie. Jy doen presies dieselfde. So basies wat jy dan doen is jy vat jou plaas en jy verdubbel. Alright, jy is reg met dit. Nou dit noem ons Texas hedging. Hulle noem dit Texas hedging. So wat dit sê is, ek sê, Jessie, ek gaan die jaar geld maak, so om seker te maak, ek maak 'n helse lot geld, vat ek die risiko in die futures ook. So ek verdubbel basies my plaas in die futures kant ook. Die probleem is, verloor jy ook dubbel, want dan verloor jy in jou fisies en jy verloor in jou futures. So as jy jou wil beskerm, dan doen jy die teenoorgestelde. Alright, so dit sal belangrik wees om te gaan kyk, wat doen hulle? 'n Boer verkoop hulle futures voor. As hulle futures verkoop het, het hulle hom verskans. As hulle futures gekoop het, dan het hulle hom 'n Texas hedging gedoen. Alright, is jy reg met dit? Alright, everyone fine with that? Okay, so dit is verskansing. Dis baie eenvoudig. Futures verskansing is daar niks triekie aan nie. Dis regtig baie eenvoudig. Alright. Baie mense sê vir my, was dit nou regtig so maklik? Nou dis regtig dis wat dit is. Alright. Baie belangrik, as jy nie die futures het nie, as jy net die fisies het jy nie verskans nie. Want wat dan gebeur is, as die prys gedaal het, van planttyd tot Julie, dan het jy daai geld verloor, want niks het opgemaak vir dit. So om te verskans, moet jy al twee hê. Jy moet 'n fisies hê en 'n futures, en hulle moet in die teenoorgestelde rigtings werk. Alright, as ek net 'n futures het, dan spekuleer ek. Alright, want dan het ek nie die fisiese kant wat die verliese dek, as ek verliese maak. Alright, so wat is die negatiewe deel van 'n vaste pryskontrak, of wat is die negatiewe deel van om te hedge met futures? As die prys vir jou beweeg, kan jy nie baat daarby nie. So met ander woorde, jy maak 'n prys vas. En dis hoekom hy 'n vaste pryskontrak genoem word. So as die pryse styg, too bad, jy het jou risiko beskerm. En wat ek altyd vir die ouens sê is, moenie gaan kyk oor wat sou jy gemaak het. Want dan gaan jy altyd verkeerde antwoord kry. Gaan kyk eerder waarteen het jy jou beskerm. En dis die belangrike deel. Now for a credit guys is, what I normally tell farmers is they ask me, how much do I need to go and fix? Hoeveel kontrakte moet ek gaan verskans? En wat ek sê is, gaan bereken jou produksiekostes. Jy weet mos wat jou produksiekostes. En dan gaan vat jy die tonne mate op daai produksiekostes. En jy gaan hedge dit. Want dan weet ek ten minste, ek gaan my korttermyn verpligtinge nakom. Die langtermyn verpligtinge kan ek nog plan maak mee. Maar dan weet ek gaan my korttermyn verpligtinge nakom. Maar 'n ou moet ook die ratio gaan kyk. Ja, hy gaan net met, dis nou die deel wat ek bykom is. Ou moet nou mooi gaan kyk na jou ratio. Dit help nie, jy gaan maak 90% van jou oes. Dit beteken jou produksiekostes maak 90% van jou oes uit. Want die probleem as jy dit doen is, dan het jy weer produksierisiko. Want dan kry jy nie jou tonne mate nie, want onthou, die ding moet in balans wees, né? As ek hierso, as ek daar net 80 ton lewer, as ek net 80 ton verkoop, dan trek ek hierdie hele prentjie uit balans uit. Dan is my hele prentjie nie meer in balans nie. Alright, met ander woorde, dan verloor ek meer in die een as wat ek in die ander een wen. Alright, en dis hoekom die ouens so erg daarop is, dat die tonne mate gelewer moet word. Want anders trek die prentjie
skeef. Dis hoekom in die kontrak staan, as jy nie daai fisiese tonnenmate lewer nie, moet jy dit inkoop om dit te lewer. Maar jy moet die fisiese tonnenmate lewer. Alright, is julle reg met dit? Alright, enige ander vraag? Alright, kom ons gaan aan met futures. Alright, nou die volgende ding is, ons het so bietjie vanmôre daaroor gesels en so bietjie op dit geraak, is 'n ding wat ons noem 'n basis. Alright. Nou wat is 'n basis? Dis vir my snaaks nie een van julle dit gesê nie, maar gewoonlik dink die ouens so aan verskansing dat hulle nie so daaraan dink nie. Die futures prys en die fisiese prys is nooit dieselfde. Maar die fisiese prys en die futures prys is nooit dieselfde nie. Dis hoekom jy sal hoor as jy met 'n boer praat oor 'n Safex prys, dan stel hy dit baie vinnig vir jou reg en sê, dis nie my prys nie. Alraai, hulle praat van hulle gatsak prys of hulle boerprys of wat ook al. Alraai, so wat ons het is, die futures prys en die fisiese prys verskil van mekaar. Nou in ons voorbeelde was die twee gelyk aan mekaar. Alraai, maar in die regte lewe verskil die twee. Ek het dit as prins dieselfde gemaak, dat ek julle nie nog verder de mekaar maak. Nou wat ons daai verskil tussen die fisies en die futures noem ons die basis. Alraai, die basis is die verskil tussen die futures en die fisies. So om die basis te bereken, vat ons die fisiese prys en ons gaan trek die futures van hom af. Alraai, baie belangrik. Jy vat die fisiese prys en jy gaan trek die futures af. So wat ons doen is ons kry wat ons noem 'n basis onder en 'n basis bo. Alraai. Nou as hy negatief is dit 'n basis onder. So dit is Safex min 'n bedrag. Alraai. Nou dis 80% van Suid-Afrika is dit. Of dis Safex plus 'n bedrag as 'n basis bo is. Alraai, is julle reg met dit? Ok, nou wat gebeur nou met die basis toe? Hoe verander dit dan nou ons verskansingsvoorbeeld? Dit verander ons verskansingsvoorbeeld met niks. Hoekom? Want die balans bly presies dieselfde. Die verskil tussen die futures en die fisies bly presies dieselfde. So wat 'n ou doen is, hulle sal sien in die graanverkryger se kontrakte, as hulle daai forward kontrak aangaan, dan maak hulle 'n basis vas daar en sê dit is die basis vir die kontrak. Of daar staan die tonnemate en jy moet prys voor 'n sekere tyd en dan is daar 'n glyskaal van die basis. As jy in die tydperk prys, is dit die basis. Maar vandat jy geprys het tot die lewering, bly die basis konstant. Alraai, is jy reg met dit? Nou as jy self verskansing doen, dan verander die basis partykeer. Want jy gaan en jy het jou self wat jy fisies gaan verkoop en jy doen jou futures self. So wat die produsente doen is by Senwes maak hulle die basis vas. Want hy verkoop aan Senwes en Senwes doen nie futures. Maar as ek 'n boer self is, verander die basis self. Want wat gebeur is, kom ons sê ons kom in Februarie, Maart maand, dan is daar skarrelfamilies. Dan sal 'n melenaar sê, luister, ek is bereid om jou 'n beter basis te gee. Die area differentiaal is R200, ek is bereid om jou Safex min 140 te gee. So dan het jou basis verander. Alraai, en as jou basis verander, gooi jy jou balans uit. Maar die basisverandering, soos ek vir julle sê, gebeur selde of ooit. Want daar's bitter min mense wat self verskans. Bitter min produsente wat self verskans. En as hy dit deur 'n maatskappy so Senwes doen, dan teken hulle daai basis vas. Al wanneer daai basis wel sou verander, is wanneer die area differentiaal verander binne in die seisoen. Dan verander. Nou dit noem ons die basisrisiko. So met verskansing met futures het jy nog 'n effense van 'n risiko. En daai risiko is jou basisrisiko. Maar die basis, die prysverskil met die basis is baie kleiner as wat die future prysbeweging is. Want die futures kan in 'n dag R80 beweeg.
Alright, hy kan in 'n dag R80 beweeg, waar die basis gaan 10-10-1 met 'n 30 of 'n R40 verskil. Totaal. Alright, so jou risiko is baie kleiner met die basis, maar dit is selde of ooit waar die basis regtig verander. Die ouens teken die basis vas vir die tydperk. Alright, so julle reg met dit? Enige vrae? Alright, so waaruit bestaan die basis als? Eerstens moet julle weet om die basis te bereken, soos ek gesê, die fisiese prys of die kontantprys of die spotprys, net die prys wat julle wil noem, dis waar my fisiese milies verhandel. Jy vat daai prys minus my futures prys. Alright, nou julle moet dit weet, hulle kan vir julle klomp vrae oor dit vra, so julle moet dit weet. Alright. Nou kom ons gaan kyk vir julle na 'n voorbeeld van dit. Hier kan julle sien, in termyn 1 was my futures prys R1100, my spotprys was R1000 gewees, so met ander woorde my basis is R1000 minus die R1100, wat vir my R100 onder basis gee. Alright, julle reg met dit. OK, dan termyn 2, die futures prys is R1200, die spotprys is R1050, nou is die basis R150 onder. So basis wat ons kan sê van termyn 1 na termyn 2, hierdie basis met R50 verswak. Alright, is julle reg met dit? Alright, nou as die basis verswak, is dit nadelig vir die produsent. Hoekom? Want daar sou hy net R100 aftrekkings gehad. Nou het hy R150 aftrekkings. So sy aftrekkings het meer geword. So as die basis verswak, is dit nadelig vir 'n produsent. As die basis verswak, is dit voordelig vir 'n verbruiker of 'n meelder. Alright, is julle reg met dit? Enige vrae? Almal onder. Alright, baie belangrik, as jy so 'n tipe voorbeeld in die eksamen kry, maak seker jy skryf vir jou vinnig die inligting neer. Vat 'n rofweg papier en skryf vinnig vir jou F, S en B vir basis. Dat jy dit vinnig uitwerk, want wat gebeur is? Nou lees jy die vraag, dan gee hulle vir jou die futures, hulle gee vir jou spot en dan werk jy die basis uit. Dan gaan jy aan met die vraag. Dan gee hulle eers vir jou die spot en dan gee hulle vir jou die futures. So nou is jou brein geset oor futures eerste, spot tweede, nou vat jy hom presies dieselfde. Dan kom jy op verkeerde antwoorde. Alright, so maar skryf jy goed vir jou neer. Dit vat 10 sekondes om dit neer te skryf. Maar dan is jy seker jy die regte inligting. Alright, laat jy nie 'n foutjie maak. Hulle probeer jou uitvang. Hulle gaan die lewe vir jou moeilik maak. Alright, is julle reg met dit? Alright, so dis basisverhandeling. Hoe werk basisverhandeling? Soos wat ek vir julle gesê het is, jy gaan onderhandel 'n basis. Jy gaan maak seker dat jy die beste basis kry. Dis waar die ouens deesdae met graan geld maak. Dis waar die ouens grane kry is. Hy gee 'n beter basis vir 'n boer. Die ou wat 'n beter basis kan gee, hy kry die kontrak. Alright, en dis waaroor basisverhandeling gaan. So wat die ouens gaan doen is, hulle gaan werk uit waar is 'n marge? Waar is hulle marge? Want onthou jy koop ons by die boer om te verkoop aan iemand anders. Maar wat almal dink is hulle maak daai vervoer diferensiaal. Die ouens maak nie die vervoer diferensiaal. Hy maak 'n 10 of 'n 15 rand. Want hy maak 'n 10 of 'n 15 rand verskil in die basis met die ou wat hy aanverkoop. Alright. So hy gaan nou daai basis verskil, daai 10 of 15 rand is basies sy winste wat hy vat op daai kontrak. Dieselfde, hulle gaan op tot R30. Daar's bitter min kontrakte wat die ouens doen wat oor R30 gaan. Want dan was daai boer dom met daai basis gewees. Alright, so dis waaroor basisverhandeling gaan. Dit gaan om die kleinste aftrekking te kry en dan wins uit daai aftrekking te maak na die ander kant. Alright, so jy reg met dit. So wat hy sal doen is, hy sal hom vir jou gee,
Kom ons sê hy gaan na die boer toe en hy sê, alright boer, ek gee jou 'n basis van min 150. Gaan na die meelenaar toe, hy sê, alright, ek gee jou 'n basis van min 130. So daai R20 verskil is wat hy in sy sak sit. Alright, is julle reg met dit? Enige vrae oor dit? En julle sien, dis eintlik baie eenvoudig. Alright. Wat beïnvloed die basis dat die basis verander? Plain, maklik, simpel, enige iets wat die vraag en aanbod beïnvloed. Want die beïnvloed op vraag en aanbod beteken hoe graag wil ek die goed hê of hoe graag wil ek dit nie hê. So met ander woorde, Julie tyd. As jy Julie wil gaan basis probeer onderhandel, gaan jy nie 'n baie goeie basis kry. Maar as jy Februarie, Maart kom en jy begin basis onderhandel, dan kry jy goeie basis. Dis hoekom die ouens daai vleiskaal ook gebruik. Right, nou as ons gaan kyk, kom ons gebruik koring se voorbeeld. Desember kry jy nie basis nie, hulle betaal minimumprys. End of story. Maar as jy Maart, einde Maart se kant toe kom, dan begin hulle skarrel vir koring. Dan soek hulle 'n bietjie koring. Dan gee hulle jou 'n beter basis. So wat die ouens doen is, hulle stroop en hulle stoor die goed tot Maart maand toe. Want Maart maand kry jy 'n beter basis. Met ander woorde, hy kry 'n beter prys. Alraai, is hulle reg met dit? OK. So hierdie goed is die goed wat hom kan beïnvloed. Jy kan sien seisonale faktore, weer, vraag en aanbod, kwaliteit, area diferensiaal, vervoer, stoor, al daai tipe van goed is goed wat jou basis verander. So julle sou hoor, baie keer as die graanverkrygers praat, dan sê hulle, alright, watse basis kan ons gee? En dan onderhandel hulle met daai basis. So hulle weet min of meer waar is hulle in die moeilikheid, as hulle 'n beter basis gee, of waar is hulle grense met 'n basis. Obviously probeer hy vir hom die beste basis kry, want hoe beter basis hy kry, hoe meer geld maak sy maatskappy. Alright, maar ou kry mos nou daai geleentheidskoste. Gaan jy eerder 'n beter basis kry vir meer tonnemate, of gaan jy eerder 'n ander basis vat vir meer winste, maar minder tonnemate, so jy moet daai gedeelte, en dis waar die bemarking regtig van graan inkom, is by daai basisverandering. Alright, is julle reg met dit? OK. So Mtata, wat se basis sal Mtata hê? Mtata gaan 'n positiewe basis hê. Hy gaan 'n basis bo hê. Alraai, want hy het 'n positiewe vervoerdif. So hy vat daai vervoerdif en jy trek net hanteringsfooie af van hom. So hy gaan 'n positiewe basis. Botawil gaan 'n negatiewe basis hê. So hy gaan 'n negatiewe basis hê vir die area dif en dan gaan jy nog hanteringsfooie ook aftrek. Alraai. Is jy reg met dit? Alraai. Sê jy? Hy ook, maar wat gebeur is mos jy kry suffix plus en dan moet jy mos nou nog hantering gaan aftrek. So hy gaan ook 'n positiewe basis nog steeds hê. Maar jy moet die hantering gaan aftrek want hy het hanteringsfooie. Alraai, is jy reg met dit? Yes. Are you sure? You're welcome to ask questions. Between a basis and a spread. A basis is the difference between the physical price and the futures price. The spread is the difference between two futures prices. Right. Are you fine now? Alright. Want data is daar nie mielies beskikbaar nie. Daar's minimaal mielies, maar daar's 'n baie groot vraag vir mielies. So die mense is bereid om meer te betaal net om dit daar te kry. Ja, is julle reg. Alright, die volgende ding waaroor ons gesels is invoerpariteit, uitvoerpariteit. Alright, nou invoerpariteit, uitvoerpariteit, import parity, export parity. Alright, nou wat dit beteken is, in plain Engels en plain Afrikaans, wat ook al ons van nou praat is. Invoerpariteit beteken, as ons op invoerpariteit vlakke lê, is dit goedkoper om vir ons eerder daai kommoditeit in te voer,
as om dit plaaslik te koop. Alright. Invoerpariteit is dit goedkoper om dit eerder van 'n buiteland af in te voer as om dit plaaslik te koop. Alright, so wat dit beteken is ons plaaslike kommoditeit is te duur. Ons kan dit vir baie goedkoper invoer. Alright. Uitvoerpariteit. Uitvoerpariteit beteken ons kan dit eerder in die buiteland gaan verkoop. Ons kan meer geld vir dit kry om dit uit die buiteland te verkoop as om dit plaaslik te verkoop. Alright, so by invoerpariteit gaan jy invoer, uitvoerpariteit gaan jy uitvoer. Alright, jy is reg met dit. Nou die belangrikheid van die twee goed is, dis ons prysgrense. So met ander woorde, dis die vlakke waar ons pryse gaan beweeg. So invoerpariteit is ons hoogste pryse en uitvoerpariteit is ons laagste pryse. So dis waar tussen die band waar tussen ons gaan beweeg met ons pryse. Alright. Is julle reg met dit? Nou kom ons gaan kyk gou hoe word dit bereken. My invoerpariteit is my aankoopsprys plus vervoer plus rente plus invoertarief. So met ander woorde, dis free on board. Kom ons sê dis Amerika, gaan dit free on board in New Orleans wees. So ons kry hom in die hawe by New Orleans en ons moet hom van New Orleans af bring tot binne in Suid-Afrika. Alright. So ons moet hom van die golf af bring tot binne in Suid-Afrika. Uitvoerpariteit. Uitvoerpariteit is my verkoopsprys minus my vervoer minus my stoorkoste. So nou is dit weer om hom terug te kry, om hom uit te vat tot by daai land om hom daar by hulle hawe weer af te lê. Want ek vat hom ons nou weer uit. Alright, is julle reg met dit? Alright, so dis invoerpariteit, uitvoerpariteit. Nou kom ons gaan kyk gou hoe lyk. Hier is 'n voorbeeld vir julle. Hierdie is mielies. Daar kan julle sien, daai is my invoerpariteit, dis 'n FSA invoerpariteit. Daai is my uitvoerpariteit en daar trek my saffels. Alright, so julle kan sien ons was die hele tyd op uitvoerpariteit gewees. Nou hoekom is ons die hele tyd op uitvoerpariteit? Want ons het te veel mielies. Alright, ons het 'n ooraanbod van mielies. So as ons 'n ooraanbod van mielies het, beteken dit ons mielies is goedkoop. So dit moet goedkoop vir ons wees om dit te kan uitvoer, anders sit ons met. Alright, dis hoekom ons die hele tyd op uitvoerpariteit is. Nou julle sal sien, ons bly nie baie lank onder uitvoerpariteit. Hy sal onder uitvoerpariteit gaan en dan sal hy weer teruggaan. Hoekom? Want die mark stel homself reg. Want wat gebeur is, die lokale ouens sien, o, as ons nie nou bietjie meer gaan betaal lokaal nie, dan gaan ons nie mielies kry nie, want dan word alles uitgevoer. So dan betaal die ouens bietjie meer, dan kry hulle weer lokaal. Alright, nou verder wat gebeur is, hoekom 'n ou onder uitvoerpariteit gaan is, die uitvoerpariteit is 'n gemiddelde berekening. Baie van die ouens kry vervoerkontrakte en al daai goed vir bietjie goedkoper. So dis hoekom hy dan onder uitvoerpariteit kan ingaan, want hy kry dit vir goedkoper. Die uitvoerpariteit is 'n gemiddelde berekening. Right, so mense kry dit dat hy partykeer so, hy gaan nooit meer as op 200, 150 onder uitvoerpariteit. Ek wil amper sê 150 is die meeste. Right, so julle sal sien, hy bly nie lank daar, dan bons hy weer terug. Want dan besef die mark, ons moet nou bietjie meer betaal, anders gaan ons nie kry. Right, so daar kan jy sien het hy vir 'n hele rukkie gegaan. So wat mens daar met sekerheid kan sê, is die melenaars het goeie voorrade in hulle silo's gehad. En toe hulle daai voorrade begin opwerk en toe sien hulle iets. Ons sien daar Januarie maand toe begin hulle ons moet nou daai prys bietjie plan mee maak. Alright, so dit is hoe die goeders beweeg. As die prys op uitvoerpariteit lê, wat is die kans vir verdere prysdalings? Kom ons stel dit so, wat is die kans vir drastiese prysdalings? Minimaal. Wat is die kans vir prysstygings? Relatief goed, want hy kan nog baie hele spasie beweeg.
As 'n invoerpariteit lê, wat is die kans vir prysdalings? Relatief goed. Alraai. So dan gee 'n oue grasie om te sê, hoeveel kan pryse nog afgaan? Kom ons sê pryse is stadig besig om af te gaan, dan gee dit vir ons grasie om te sê, hoeveel kan pryse nog afgaan? Alraai. Nou baie belangrik is, nou sê julle lees in die Landbou Weekblad en al die goed sê die ouens, sê ons kan invoerpariteit pryse toe beweeg. Dan wat gebeur? Dan maak almal die boeke oop en sê, invoerpariteit lê R4.000 'n ton. Ja, ons gaan lekker baie geld. Maar onthou, daai lyn kan daar konstant vasbly en die grens kan sak. So as die wisselkoers verander, sak daai grens. Right, so ou moet baie mooi kyk, hoekom sê hulle gaan ons invoerpariteit? Is dit as gevolg van die wisselkoers wat gaan verander? Of is dit as gevolg van voorrade wat gaan verander? Want as die wisselkoers gaan verander, beteken dit, ons gaan invoerpariteit toe, maar ons gaan nog steeds op 'n laer vlak wees. Alraai, dis baie belangrik. So die ouens raak bietjie mal partykeer as 'n ou praat van invoerpariteit, dan sien hulle groot bedrag. As die pryse op invoerpariteit lê, wat beteken dit in terme van vraag en aanbod? Dit beteken ons het 'n tekort. Nou, dis hoekom ons Februarie en Maart hierdie sprong gehad het. Ons het 'n tekort gehad. Julle kan sien ons het beweeg na invoerpariteit. Sojabone. Wat met sojabone gebeur? Sojabone is invoerpariteit. Met sojabone kan ons nie meer as R6.400 betaal nie, want dan maak dit nie vir die meulenaars meer sin. So dis hoekom ons opgegaan het invoerpariteit, want hulle kort. Wat gebeur nou tans met witmielies? Ek dink ons is R120 van uitvoerpariteit. Want daar kom genoeg aan. Almal sê daar gaan genoeg mielies wees. Alraai, is julle reg met dit? Alraai. Dis invoerpariteit, uitvoerpariteit. Dan aflewering, soos ek vir julle gesê het, hoe die afleweringsprosedures werk, jy gee een dag kennis en die volgende dag mag jy aflewer. Nou wat gebeur is, die vraag wat jy gevra het als once, jy hoef nie als by mekaar te maak en dan sê jy vir al jou trokke, alright, daar gaan jy. Wat jy doen is, soos wat jy aflewer, kry jy kwotasie, totdat jy jou kontrakte volgelewer het, en dan dien jy daai silo-sertifikaat in as 'n lewer. Maar ek wil amper vir julle sê, vergeet van lewer. Dit gebeur selde of ooit. Almal maak hulle kontrakte kontant. Alright. So daar's 2 silo-sertifikate wat ons kry. Ons kry 'n koöperasie silo-sertifikaat of 'n silo-sertifikaat wat sê dit is wat in ons silo lê, ons berg dit vir jou op. En dan kry jy 'n SAFEX silo-sertifikaat. Die SAFEX silo-sertifikaat is as jy dit lewer op 'n kontrak. Alright, so dis baie belangrik. En dis hoekom hulle ergens op silo's, dat daai tonne mate moet in daai silo's wees. Dis hoekom GWK so 'n paar jaar terug bietjie in die knyp was. Want hulle het dit nie in 'n SAFEX silo gehad nie, en ander silo's. Gelukkig het hulle die tonne mate gehad. So hulle kon sê, alright, ons skuif dit net gou terug. Alright, so dit is baie belangrik, dis hoekom hulle so erg daarop is. Nou met die silo-sertifikate, ek dink of iemand trou met blikkies agter 'n kar hier verby. Met silo-sertifikate is die ouens baie nalatig. Baie. Wat gebeur is, mens gaan kyk na silo-sertifikate, voor dit elektroniese stelsel was, toe dit nog fisiese sertifikate was. Nou onthou, sertifikate is ook verhandelbaar. So ek kan aan jou tonne mate verkoop net deur 'n sertifikaat te doen. Ek hoef nie eers 'n trok te hê. Ek verkoop net my sertifikaat aan jou en jy gehaal dit by die silo. So wat gebeur het wat die ouens gedoen het is, een voorbeeld was, die ou het 2000 ton se silo sertifikate gehad. Maar dit was 'n 50 ton hier en 'n 100 ton daar en 'n 200 ton daar, en wat opgemaak het tot 2000 ton. Toe gaan hy en hy gaan koöperasie toe en hy sê vir hulle, luister, gee vir my een sertifikaat vir al hierdie tonne. Toe sê hulle, is reg, 100%. Kanselleer gou al die ander en gee vir hom een sertifikaat vir. Maar hulle het nooit daai ou sertifikate ingevat en vernietig nie. So wat kan hy nou doen? Hy kan nou gaan en vir 'n ou gaan sê, man, ek het vir jou 2000 ton, hier is die sertifikaat. En as hy daai sertifikate vat en hy betaal, sê hierdie ou Mauritius, hier kom ek. En daar gaan hy.
En voor die ou nog kan besef, is die ou uit die land uit, en as hy daar by die silo kom, en sê hulle, hierdie sertifikate is lankal gekansel. Dis goed wat gebeur het. Daar's 'n paar manne wat lekker in Mauritius bly. Alraai, dis die een ding. Die ander een is, die ou het, dink dit was 2,5 miljoen rand se sertifikate gehad. En hy het 'n transaksie met 'n ou gedoen, en hy sê vir sy admin dame, hierso is die sertifikate, sorg dat dit by die ou uitkom. Wat doen sy? Sy vat 'n wit koevert, sy pak hulle in die koevert, plak 'n seël op, pos dit. Dit is so goed, jy vat 2,5 miljoen rand, en jy pak dit in 'n koevert, en jy pos dit. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek trust nie so pos nie. Ek sal nie eers deesdae 'n love letter pos nie, want dan gaan ek 'n liefde verloor. Alraai, as iemand geweet het wat dit is, gelukkig het dit by die ou uitgekom, maar as iemand geweet het wat dit was, en hulle daai goed onderskep, was dit 'n groot verlies gewees. Gelukkig die elektroniese sertifikate het bietjie baie van daai goeders uitgeskakel, so die elektroniese sertifikate werk bietjie beter. Maar ou moet nog steeds paraat op daai goed wees, selfs met elektroniese sertifikate. Alraai, is julle reg met dit? Alraai. Alraai, daai het ons gedoen, hier kan julle sien, is maar net weer die som. Dis presies wat ek vir julle gesê het, jy lewer Julie, en jy kyk wat is die futures prys vorentoe. So met ander woorde, ons het nou Julie maand gelewer, so ons het Julie maand geoes, ons het nou daai tonne mate. So nou sê ons, maar ons wil dit nie Julie maand verkoop. Ons sien dat die Desember prys gaan baie hoër wees as wat die prys tans is. So ek wil dit eerder stoor tot Desember. So wat jy doen is, jy maak daai Desember prys vir jou vas, jy doen daai berekeningkie van ons en dit kyk of jy die moeite werd gaan wees. Jy maak jou Desember vas en jy kan dalk 100 of 200 rand op 'n ton skoor deur daai ding te doen. Alraai, so vir die graanverkryger sal dit goed wees as jy ouens begin lewer en jy het vir hom sy kontrakte toegemaak, dan kan jy vir hom sê, maar alraai, wag eers, kom ons kyk of ons dit nie vir jou Desember toe kan vat. Ons stoor vir jou. En as ons Desember verkoop, dan kry jy daarom daai ekstra bietjie reg nog. Maar dan moet jy seker wees, jy het nie ultimatum om tonne mate in te kry vir prosesseerders nie. Want as jy dan nou als gaan stoor, gaan jou senior mense jou ook bykom. So jy moet daai balans reg hou. Alraai, is julle reg met dit? Alraai. Dan, soos ek vir julle gesê het, het ons daai cash settlement kontrakte. Die cash settlement kontrakte, in hierdie geval wat julle hier sien is die US kontrak, hy is ook 100 ton, want hy moet dieselfde met ons goed wees. En julle sal sien, die maande daar is net Mei, Julie en September. Dis die datums wat hulle in die mark 'n rol speel. So wat die ouens doen is, hulle speel daai gedeelte, hulle verskans ons milies hierso verskans hulle met die kontrak, want hulle sê baie keer die kontrak is bietjie minder wisselvallig. Al daai tipe van strategieë wat die ouens doen. Hulle doen ook baie spreads, wat hulle die spread teenoor die milie spread doen, wat sê hoe die twee, met ander woorde, hoe gaan ons op invoerpariteit, uitvoerpariteit beweeg. En daai ding het al 'n paar ouens 'n paar plase gekos. Want jy sukkel om die Suid-Afrikaanse mark te lees, nou wil jy nog die Suid-Afrikaanse mark en die Amerikaanse mark gaan lees. Nou, dit is al. Daar's ouens wat baie geld al gemaak het, maar ek kan julle beloof, ek weet van 'n hele paar, weet van 'n boer wat 3 plase verkoop het. As gevolg van daai spread, want hy het gesê kom ons sit hom deur. Hy gaan draai. En toe draai hy in die graf, toe wil hy nooit draai. So dit is maar 'n risky ding, jy moet maar weet wat jy doen met daai gedeelte. Alraai, is julle reg met dit? Alraai. Baie eenvoudig, geen snaakse dele eintlik aan dit. Enige vrae oor futures? Okay, wat is die belangrikste met futures? Die belangrikste is, jy moet kontant vloei hê. As jy met futures werk, moet jy kontant vloei hê. Volgende is, jy moet kyk na jou produksierisiko. Jy moet seker wees dat jy daai tonne mate gaan lewer, anders gaan jou prentjie skeef wees. Alraai. Die derde ding is, met futures, as ek prys vasmaak, as ek verskans met futures, maak ek 'n prys vas. So as die pryse vir my beweeg, is dit bad luck. Alraai, ten minste het ek my prys vasgemaak.
Alright, as ek futures alleenlik het, spekuleer jy. As jy net met futures werk, spekuleer jy en jou risiko is baie groot. Onthou daai gearing effek wat ons van gepraat het, jou risiko is baie groot, jy kan baie vinnig baie geld verloor. En jy weet nie waartoe gaan jou geld. So met ander woorde, jy weet nie tot waar kan jy verloor. Jy bid my elke dag dat jy nie meer verloor. Jy moet my elke dag aan die einde van die dag kyk. Ek het toevallig eendag by 'n ou gesit en ons was besig om goed uit te werk. En ek vra hom toe, wat dink hy gaan die sojaboonprys maak? En toe met dit kry hy so groen gesiggie. Toe sê hy vir my, o gits, ek het nog 'n margin call wat ek moet betaal. Dus daai margin call R100,000. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as ek op eendag R100,000 moet betaal as 'n verlies, gaan ek 'n hele paar nuwe stel onderklere moet kry. Alright, so dit is futures. As jy met futures speel, moet jy weet die kans dat jy kan verloor is goed en die kans dat jy baie kan verloor is goed, want dit is 100 maal met wat jy verloor. So as jy R10 in 'n dag verloor en jy het een kontrak, beteken dit jy verloor in daai dag R1,000. So dit is baie belangrik om dit te onthou. So dit is maar net een kontrak. Okay. Enige vrae? As jy reg met dit. As jy wil futures bietjie meer van dit wil weet, of as jy bietjie meer met dit wil speel, of 'n bietjie kan kyk of jy iets kan doen met dit, op die JSE se webtuiste is daar 'n virtual trader. So dan kan jy gaan speel, hulle gee vir jou 'n 15 minute basis pryse wat hulle vir jou gee, dan kan jy gaan koop en verkoop en bietjie kyk of jy geld verloor of geld maak. Ek dink hulle gee jou iets soos R150,000 om mee te speel of so iets. So dan kan jy gaan speel. Ongelukkig as jy wen, kry jy nie die geld nie, jy kry net 'n gesiggie wat sê jy het gewen. Alright, so dit bly nog steeds virtuele geld. Alright, maar dit kan daarom dink dit ou kry die gevoel oor hoe dit werk as jy op daai ding gaan speel. Alright, so hulle reg met dit. Enige vrae? Okay. Julle lyk amper so iets. Dit was 'n tawwe sessie, julle is hoenders met geplikte vere moet maak op die ou end van die dag. Alright. Nou kom ons vat. Hoe voel julle as julle baie moeg? Alright. Kom ons vat 'n 10 minute breek. So kom ons sê 3:30 begin ons weer. Dan gaan ek vir julle futures verduidelik. Alright, dan gaan ons bietjie met futures werk. Ag hoor met futures opsies. Ons is klaar met futures. Lyk my ek het ook 'n 10 minute nodig. Alright, dan gaan ek vir julle opsies verduidelik. En dan as dit reg is met julle kan ons so hang af hoe vinnig julle dit snap, so 4:15, 4:30 se kant laat. Alright, julle lyk vir my redelik flou. As ons daai gedeelte van opsies het, dan kan ons môre weer aangaan. Alright, is julle reg met dit? Okay, so kom ons vat 'n breek tot 12:30. Alright, so